om die volgende deel oor ISO te bespreek, en wat een van die 3 controles is. Ek gaan net so vinnig gou weer die driehoekie teken, waar ons gaan praat oor ISO, ons gaan praat oor die shutter, ons gaan praat oor die lens opening. Maar ons gaan vandag, of eers hierso begin by ISO, as 'n controle om die exposure value te beheer. Nou ja, ons het gesê die kamera is het basies 'n eenvoudige werk om net die lig wat voor deur die lens inkom, basies te projekteer teen die sensor. Nou een van die kontroles sal mos nou logies wees, hoe meer sensitief ons hierdie sensor hier binne kan maak, hoe minder lig gaan jy mos nou nodig hê om voorin te kom. Nou dit is waar, maar ISO het een groot negatiewe konnotasie aan hom verbonde, en dit is hoe hoër sy waarde word, hoe meer wisselvallig raak die verskillende pixels van die sensor in die manier hoe hulle reageer op die lig wat deurkom. So hoe meer sensitief is, hoe meer verskil, en dan begin ons op ons foto noise kry. Iets wat lyk soos sulke fyn spikkeltjies wat reg oor die hele skerm verskyn. In die dae van film het jy ook 'n hoër ISO, of in daai dae het hulle ook nog moontlik gepraat van die ASA, of die spoed van die negatiewe of film, wat gemeet was in 100 of 200 of 400, 800, en hoe hoër hierdie waarde geraak het, hoe meer grain was daar in die foto gewees. Maar dit is basies dieselfde beginsel, en is dit eenvoudig maar net in 'n digitale wêreld, die pixels wat almal nou nie perfek dieselfde reageer op die lig wat kom nie. Nou mens kry 2 tipes noise, jy kry color noise en jy kry light of exposure noise. Die color noise is maar net waar die pixeltjies nie dieselfde in hulle kleurwaardes reageer soos hulle langs mekaar sit mikroskopies op die sensor nie, en dan kry jy hierdie verskillende kleurvlekkies. Of light noise is wanneer hierdie selfde verskillende pixels dalk die een reageer 'n bietjie meer op die lig en die ander een reageer 'n bietjie minder, en dan kry jy die spikkels of van donkerder en ligter spikkels wat oor die beeld verskyn. En dit is natuurlik alles elemente wat 'n mens se detail beïnvloed van die foto en die kwaliteit van die foto. Maar met die moderne digitale kameras het ons nou al so ver gevorder dat 'n mens baie gemaklik kan neem moontlik teen 'n ISO van 1600. Wanneer daar lekker baie lig is, of wanneer dan is dit altyd nodig om so 'n hoë ISO te gebruik nie. So ek verkies maar altyd om begin hier rondom 'n 200 en daar rondom te werk. Partykeer gaan ek af na 100 toe, partykeer gaan ek selfs af na 'n laer waarde as dit, omrede my kamera dit toelaat. Maar ek dink die belangrike ding is net, dit is jou ISO laat jou toe om eintlik meer te kan speel, as ek dit so kan stel, of aan die lensopening kant, of aan die sluiterspoed-kant. Kom ons sê jou lig is dalk nou 'n bietjie min in 'n foto wat jy wil neem. Nou onthou, ons werk op die oomblik in hierdie beskrywing, werk ons heeltyd in 'n tipe van 'n omgewing, of kom ons sê op 'n verstelling op die kamera wat ons praat van manual, menende waar jy al 3 hierdie waardes reguleer. Maar kom ons kyk byvoorbeeld, jy neem in outomaties, en jy kan nie verstaan hoekom jou kamera, of jy's in 'n laatmiddag of in 'n aand, of jy wil die kinders afneem, wat rondhardloop rondom die huis, julle kuier lekker saam as gesin, en die foto's wat jy neem van jou kinders is heeltyd, lyk of dit uit fokus uit is soos hulle rondhardloop. Maar miskien is dit dalk nie dat hulle uit fokus uit is nie, miskien is dit dalk omrede die sluiterspoed te laag is. Nou dit kan wees dat jou kamera dalk jou kamera gestel het byvoorbeeld op 100 ISO, en nou wat hy moet doen is, omrede dit nie baie sensitief is nie, nou moet hy of
'n groter sluiterspoed gebruik, menende hy moet 'n langer exposure, hy moet die gordyne langer ooptrek, sodat die lig kan inskyn op die foto. Die ander alternatief is dat jou lensopening dalk te klein is, jou F-waarde is dalk te hoog, want jy wil alles in fokus, jy neem dalk 'n landskap, maar jy neem hom met die hand uit en nou is hy bewerig, want die sluiterspoed moet oopmaak, jy neem dalk teen kom ons vat F11 byvoorbeeld, so nou wat doen jy? Nou 'n lekker hulpmiddel is dan nou as jy jou ISO kan opstoot na kom ons sê 'n 800 toe. Nou die kamera bereken self die exposure value. So hy sal heeltyd probeer om die beligting reg te kry. So as jy dan nou self fisies jou ISO opstoot na kom ons sê 'n 800 toe, dan gaan dit jou kamera onmiddellik toelaat as jy op auto neem of kom ons sê iets soos 'n program mode waar hy basies al die besluite self neem, maar onmiddellik laat jy jou kamera toe om 'n vinniger sluiterspoed te gebruik. En as jy 'n vinniger sluiterspoed gebruik, dan is jou motion blur baie minder. Dan kan jy ewe skielik uit die hand uitneem en jy kan dalk 'n landskap baie mooi neem uit die hand uit, waar hy dalk van tevore heeltemal bewerig was of geskit het. Maar dit is slegs omrede jy toegelaat het dat jou sluiterspoed lekker vinnig is. Aan die ander kant weer laat dit jou ook dan nou weer toe om jou lensopening, kom ons sê jy in plek om ons sê jou sluiterspoed kan jy nou nie regtig waar beheer dalk nie in omstandighede, maar al wat jy dan nou het om te beheer, jy wil graag 'n landskapfoto neem, jy wil soveel as moontlik in fokus kry, dan beteken dit jy moet 'n klein lensopening gebruik. So jy moet 'n hoë F-waarde hê. Maar nou omrede jou ISO te laag is en die sluiterspoed is baie stadig, nou moet jy heeltyd na 'n lae F-waarde kom ons sê F4, maar dit gaan F.40. Dit gaan beteken dat jy net sekere elemente in fokus gaan hê, jou fokusdiepte gaan kort wees. Jy wil dalk die berge agter in die foto in fokus hê, maar nou is die boom en die blomme hier voor is heeltemal uit fokus uit. So wat moet jy doen? Weer eens skuif jou ISO moontlik 'n bietjie hoër op. Dit laat jou kamera toe, sodat hy 'n kleiner lensopening kan gebruik, wat beteken soos gepraat van die pyp word nou 'n bietjie toegedruk, maar dit het 'n neeweffek en ons gaan later 'n bietjie meer gesels oor die neeweffekte van hierdie 3 kontroles, lensopening en sluiterspoed, maar ons gesels nou net eers oor ISO en is dit belangrik om te onthou dat jou ISO hoër die waarde is, laat jou kamera toe om 'n vinniger sluiterspoed te gebruik of 'n kleiner lensopening. Hy hoef nie so baie lig in te kry nie en hy hoef ook nie die lig so lank te laat inskyn op hierdie sensor hier agter nie. Maar die nadeel van 'n hoë ISO en so jy sal maar elkeen van jou kameras of jou eie kamera moet kan kyk. Neem 'n paar vir dieselfde foto teen verskillende ISO waardes. En ek het 'n kamera wat ek nog selfs gemaklik mee kan neem teen 'n ISO van 3200. Maar dan het ek 'n ander kamera wat ek nooit oor 800 sal gaan nie, want die hoeveelheid noise in die foto raak eenvoudig net te veel. So ja, gaan leer ken jou kamera, speel met die ISO en sien waar het jy 'n gemaklike waarde van 'n ISO waarde, sodat jy nie teleurgesteld sal wees met die kwaliteit van die fotos op die ou end van die dag nie. So ja, net so ter opsommend, ISO is 'n algehele sensitiwiteit wat jou toelaat om 'n vinniger sluiterspoed te gebruik of om 'n kleiner lensopening te gebruik. Ons het net gesê, het een nadeel, as jou sensitiwiteit te hoog raak, reageer die pixels nie almal dieselfde nie en hy begin noise maak op jou foto. Nou ja, dis so kortliks oor ISO spoed. Gaan speel daarmee en kyk wat werk vir jou kamera. Dankie baie.